Liewe vriende, ek wil vir jou nooi dat ons die woord van die Here oopmaak by Matteus hoofstuk 19. Matteus hoofstuk 19, ons gaan die eerste 12 verse saam lees. Ek wil hê jy moet fokus op dit wat hier gesê word en fokus op detail. Jesus is besig om 'n baie belangrike standaard vanuit die Ou Testament oor te bring in die Nuwe Testament wat 'n belangrike impak het van gesin wees. Matteus 19 vers 1. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het hy van Galilea vertrek en in die gebied van Judea oorkant die Jordaan gekom. En groot menigtes het hom gevolg en hy het hulle daar gesond gemaak. Toe kom die Fariseërs na hom om hom te versoek en sê vir hom: Is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle sê vir hom: Waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei. Maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery en 'n ander een trou, pleeg egbreek. En die wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Sy disippels sê vir hom: As die saak van 'n man en 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie. Maar hy sê vir hulle: Almal vat hierdie woorde nie, maar net die aan wie dit gegee is. Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou van die moederskoot af so gebore is. En daar is persone wat deur mense onbekwaam gemaak is. En daar is persone wat hulle self onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Die Here seën dan as u vanmôre gaan hoor, so sê die Here. Ek is vanmôre versigtig, nie omdat ek iets wil sê wat buite die skrif is nie, maar omdat ons moet in ag neem dat die Ou Testament en daar waaruit die oorsprong van hierdie saak gehaal word, daaronder 'n verbond met Israel gepraat is, omdat hulle in 'n nuwe land sou ingaan. Want in dieselfde gedeeltes sal u ook vind dat daar vir die volk gesê is om nie onrein diere te eet nie. Daar is ook vir hulle gesê dat hulle nie gemengde stowwe hulle klere van moes maak nie. Daar is gesondheidswette en morele wette gegee, behalwe die
10 gebooie wat vir ons geskryf is om in ag te neem, maar wat ons nie in die Nuwe Testament as heidene nodig het om te gehoorsaam nie, byvoorbeeld die Sabbat en die 4 van Joodse feeste en 'n klomp ander dinge wat vir die volk Israel geskryf is, wat ons ter harte neem, maar wat nie so seer wetlik vir die heiden toegepas word nie. Ek sê dit om eer te gee en korrek te wees ten opsigte van dit wat ons nog oor die algemeen preek. Maar jy moet onthou dat daar sekere dinge is wat nie verander nie. Maar as ons nou wil een ding uithaal en ouens aanspreek oor die 4 van Sabbat en ons ander dinge wil neem en sê maar jy moet hierdie goed doen, dan kan dit lyk asof 'n ou skynheilig is. Byvoorbeeld, ons dra gemengde stof, klere. Maar vir daai tyd was dit belangrik omdat gemengde stowwe verskillend sou verweer en die volk vir 40 jaar dan nie ander klere sou hê. En daarom is dit belangrik om dit in gedagte te hou. En daarom wanneer ons praat oor egskeiding as deel van 'n goddelike verbintenis, is dit belangrik om na die standaard te kyk, maar te onthou dat dit sekere dinge in die Ou Testament ander toepassings het, maar dat die standaard dieselfde bly. So ek wil hê jy moet dit in gedagte hou. Ek wil inleidend teruggaan vir 'n oomblik na dit waarby ons verlede Sondag by stil gestaan het. En vir jou wys dat die grootste impak wat Satan op die gesin kan maak, is om die gesin te laat verbrokkel, of om 'n disfunksionele familie te skep. Omdat die duiwel die huwelik haat, haat hy ook die eenheid en die samewerking wat God in gedagte het binne hierdie gesinsverband. Die huwelik is 'n God-geheiligde instelling waar twee mense mekaar binne hierdie band kan lief hê, kan ondersteun en kan aanvul. Dis die rede waarom hy mense aanspoor om die vrug van die huwelik te geniet, om die saamwees te geniet, maar ook om die verantwoordelikheid van die huwelik te geniet, sonder om die verbintenis wat God gebind het, te ontbind of iets buite die huwelik te bind. Jy hoor deesdae dat daar so maklik gesê word, nou ek sien al, daar's 'n nuwe wet, 'n huwelikswet wat uitkom in Junie maand, wat nou gaan vereis en wat erkenning gee aan saambly verbintenisse, maar dat jy nou moet 'n kontrak opstel om nou die saambly te beskerm. En is alles dinge om dit maklik te maak dat mense nie verbind nie. Of dat mense verbind, want die kontrak maak mos nou dat ek nou so half geskerm is, dat as ek jou nou los, ek na myself kyk. In plaas daarvan om te sê, maak nie saak wat gebeur nie, ons is aan mekaar verbind en ons het nie nodig om 'n kontrak te hê nie, want ons is aan mekaar verbind. So met ander woorde, die wêreld maak dit maklik en moontlik dat mense buite hierdie goddelike, geïnspireerde, aangegewe verbintenis te bind. Ek vat jou terug na die grondslag van die huwelik. En ek lees weer vir jou Genesis 2 vers 22 tot 24.
Hy sê maar die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, toe sê die man, dis nou eintlik nie iets buitekant my nie. Dis been van my gebeente. Dis vlees van my vlees. Ek noem haar manin. Want sy is uit die man geneem. So, toe God vir Adam die hulp gee, toe besef Adam die impak van hierdie verbintenis. En hy sê, dis nie 'n en ek verskoon die woord, dis nie 'n ander ding wat ek nou nader trek nie. Dis nie iets anderster wat ek my aan verbind en my lewe aanpas om in te pas nie. Dis iets van myself aan wie ek my verbind. En dan die baie belangrike vers 24 waarby ons verlede week stil gestaan het, die woord daarom. Omdat Adam sê, sy is been van my been en vlees van my vlees, ek noem haar manin, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat. Ons het gesê, afsny en aanplak. Ek sal my vader en my moeder los, ek sal breek, en ek sal 'n nuwe gesin begin deur aan hierdie vrou, wat God my gegee het, wat uit my kom, wat 'n verlengstuk van my word. Ek gaan my aan haar vasmaak, en hulle sal een vlees wees. Ek wil jy moet vers 24 in gedagte hou, dat Adam besef, dat hierdie verbintenis, ek my nie meer kan losmaak, dit is soos 'n arm wat ek bygekry het. Dit maak haar nie ondergeskik nie, dit maak my nie minderwaardig nie, dis 'n hulpmiddel wat my maak, om deur my vrou en deur my kinders God te verheerlik. En dis waarom die verbintenis so belangrik is. Dis hier waar daar in die familie stabiliteit vir beide vennote is. Maar ook waar daar vrede en beskerming vir kinders binne 'n huwelik gebied word. Indien die duiwel nie reg kry om die huwelik te breek nie, gebruik hy verskille, gebruik hy ander persone, baie keer jou eie ma en pa, as jy gaan kla oor jou man en jou vrou by jou ma en jou pa, ook gebruik hy flirtasies, om die band skade aan te doen, sodat die huwelik, en ek skryf dit in aanhalingstekens, kan bestaan, maar nie die doel daarvan kan vervul nie. 'n ander wapen wat die duiwel gebruik is, dat hy die rolle binne in die huwelik omdraai. En ek wil nie nou baie tyd daaraan spandeer nie. Ons kan per geleentheid dalk een keer daaroor praat. Sodat die goddelike rol en orde binne in hierdie verbintenis verander of herroep word. God het die man aangestel, en ek wil dit sê, as die hoof van die huisgesin met die vrou nie ondergeskik nie, maar binne 'n ander funksie as 'n verlengarm van die man. Hulle moet saam besluit, saamwerk, saam mekaar aanvul, maar die verantwoordelikheid vir wat hulle besluit, bly die van die man se. En ek noem dit hier, want jy gaan sien, as ons nou die Ou Testament en ook Matteus hoofstuk 19 lees, dan wil dit voorkom, asof die vrou nie 'n reg gehad het om te skei nie. En dat die verantwoordelikheid verskei aan die man gegee is. En daarom is dit belangrik dat die man verantwoordelikheid vat vir wat hy kies,
lief hê wat hy kies en verantwoordelikheid neem vir die besluite wat hulle as hierdie nuwe verbintenis met mekaar maak. Beide man en vrou is nie geskape om binne gesonde omstandighede iets te probeer wees waarvoor God hulle as ander geslag nie geskep het nie. God gaan nooit van jou verwag as man om die rol van die vrou te vervul. En hy gaan nooit van die vrou verwag om die rol van die man te vervul. En daarom is dit vir die duiwel belangrik om hierdie rolle om te rig. Ek wil dit eers daar los. Kyk maar net vinnig na die sondeval. Ons het nou baie oor gepraat, maar my mening is dat of Adam nie teenwoordig was nie, want hy sê sy het geneem en aan haar man gegee wat by haar was, asof hy bygekom het, of sy na hom toe gestap het of hom gegee, weet ons nie, maar die oomblik toe die sondeval plaasvind, het Adam nie sy gesag uitgevoer nie. En hy toegelaat het dat sy verlengarm vir hom kies, deur van die vrug te neem. So dis baie belangrik om hierdie in gedagte te hou. Kom ons begin dan nou, en ons kyk na 'n klompie teksgedeeltes oor egskeiding. En ek wil hê weer, jy moet onthou dat ons praat nou vanuit die Ou Testament, oor in die Nuwe Testament, wat nog grootliks aan Israel gerig is, in die briewe van Paulus, van Romeine tot by Filemon, wat aan die heidene gebied is, tot aan vandag. So ons praat oor 4 tydsfasisse, wat ons die Bybel lees. In Matteus 19 vers 6 lees ek, sê die Here, sodat hulle nie meer 2 is nie, maar 1 vlees, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. God plaas so 'n hoë premie op hierdie verbintenis, die sukses van die verbintenis en die gehalte van die verbintenis, dat hy sê dat daar nie, hoor mooi, nie vir jou beter is nie. En ons het verlede week gesê, jy moet onthou dat dit belangrik is by die man om seker te maak dat hy die vrou kies wat God vir hom gegee het en nie 'n vrou kies wat hy wil hê. Want hier staan dit, God het hierdie verbintenis saamgevoeg en die man staan in die verantwoordelikheid om te sorg met God as sy ondergeskaf, hom as onderdanig aan God, om hierdie verbintenis in die regte rigting te lei en verantwoordelikheid te vat. Wat God dan saamgevoeg het, mag nie geskei word nie. Die bedoeling van God was nog altyd gewees dat die band ewig is. Daarom die uitdrukking as ons in die huweliksformulier kyk, dat hy sê tot die dood ons skei. So dis 'n verbintenis wat ek maak saam met God, dat haar wat God my gegee het, ek vir ewig mee sal saamleef. En ek wil weer sê, ek wil nie nou wit en swart maak. Ek wil hê jy moet ook verstaan dat daar omstandighede is, en ons gaan nou by van dit kom, dat daar omstandighede is waarby dit onmoontlik is, dat hierdie band gebind kan bly. En dis belangrik om dit te onthou. Dit beteken nou nie dat jy vanmôre hier sit en jy hoor nou wit en swart en nou staan dat jy gaan hel toe as jy geskei is. Daar is ander omstandighede wat hy juis sê as gevolg van die hardheid van die hart van die mens. Maar die doel was vir ewig. 1 Korintiërs 7 vers 39 skryf Paulus aan die Korinte gemeente. En hier praat hy oor die liggaam, grootendeels
die verbintenis wat daar tussen God en die kind van God is, in die tipe, ook in Efesiërs, as 'n tipe van 'n huwelik. En hy sê, 'n vrou is deur die wet gebonde solank as haar man leef. Maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here. So Paulus sê in sy huweliksseminar van 1 Korintiërs hoofstuk 7, jy moet dit tog gaan lees, dat hierdie vrou is statutêr verbind, maar ook aan die wet wat God geskep het, toe hy gesê het, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. Sy is verbind, en ek het eers nou gewonder, maar toe onthou ek, Genesis 2 sê, die vrou is gebonde aan die wet, om by die man te bly. Want in Genesis 2 vers 24 staan daar nêrens dat die vrou moet haar man en pa los. Want dit was die normale verwagting. Want sy kom uit Adam uit. Sy het nie 'n man en pa nie. So die oorspronklike wegspring is dat hierdie vrou kom van niks af nie, sy kom uit Adam uit. En nou wil dit sin maak dat, oralste gaan jy lees dat die klem lê op die man wat skei, en die vrou wat gebonde is deur 'n wet om aan haar lewende man getrou te bly. In Maleagi 2 vers 16 praat God, en jy moet ook nou die konteks verstaan as hy hieroor praat. Hy praat met die volk Israel as gevolg van hulle hoerery van God af weg. En hy gebruik die omstandighede om vir die mans te sê dat net soos wat in daardie tyd die gebruik was om 'n klomp vroue te hê en die ander een kant toe te skuif en elke keer te gaan verbeter en nuwer, gaan hy sê dat dis nie die pad wat ek gehad het nie, dis hoekom julle is waar julle is, omdat julle nie getrou is aan dit wat God julle aan verbind het nie. Hy sê, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees, en wees nie ontrou nie. In 'n ander gedeelte wat ek nou nie aangehaal het nie, sê hy ook in Maleagi, dat jy moet getrou wees aan die vrou van jou jeug. Daar is iets besonders wat ek lees in die eerste verbintenis. En ek sê versigtig, dis asof daai selfde verbintenis by 'n tweede keer nie dieselfde waarde het as hierdie eerste keer saamkom. En ek dink dis 'n groot, as ek my opinie kan lig, 'n groot ellende wat paartjies misken as hulle saam bly voor die huwelik. Hy sê, neem dan in ag ter wille van julle gees, ter wille van dit wat hier binnekant ek skep, wat vasmaak en wat julle aan mekaar vasmaak, en wees nie ontrou nie, bly, hou jou oë op hom en haar wat God aan jou gegee het. Dis maklik om vir 'n meisie van 18, 19 jaar op verlief te raak met al haar mooi, kom ons noem dit maar die kurwes en die lyne wat God haar geskep het. En as jy nie leer om dit lief te hê en te beskerm en te ondersteun en te bewaar en aan vas te hou nie, gaan jou geneigtheid altyd gaan terug na, hier koop ons nie 'n ouer kar nie. Ek koop 'n nuwer kar. En dis waar, en ek praat nou uit my hart uit, dis waar jy moet leer, dit wat jy lief gekry het,
moet jy kies om vir altyd lief te hê. Maak nie saak wat gebeur het nie. Neem in ag, sê hy. In 1 Korintiërs 7 vers 10 sê hy, en aan die getroudes beveel ek, hy sê nie ek nie, maar die Here. En nou kyk, want vers 12 bring hy 'n ander saak in. Hy sê ek beveel aan die getroudes. Hy sê nie ek nie, maar die Here sê dat die vrou nie van die man moet skei nie. En as hy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly of haar met haar man versoen. En dat die man sy vrou nie moet verstoot nie, is vir God belangrik, want Paulus sê, ek beveel dit aan, ek is besig om met julle te praat, maar ek wil vir julle die gesag en die hart van God kom leer. Daar langs ons is 'n Tsonga kraal. En daar was toe ek daar gekom het, was daar 'n ou Tsonga man, sy naam was Robert gewees. En hy het nog in die kraal gebly. En ons het die gasse so toe gevat om na die kraal en sy opset te kyk. En hy het nou gepraat oor al die goed wat gebeur, en toe ek hom vra die dag, ek sê, hoekom gebruik julle, behalwe dat Mopani bome nou algemeen daar by ons is, hoekom gebruik julle Mopani bome vir julle kraal? Toe sê hy, 'n Mopani boom volgens hulle kultuur word 'n huweliksboom genoem. In hulle kultuur bestaan daar nie 'n woord soos egskeiding. Maar wanneer die man en die vrou in 'n dispuut is hulle met toue aan hierdie Mopanies vasgebind. Gesig aan sig, kyk vir mekaar. Hulle het daar gebly tot hulle huweliksprobleme uitgesort het. En hy het altyd gesê, dis ook maar so baie skedels en skelette en beenderre rondom die Mopani bome lê. Ouens word nie uitgesort het. Maar dit was my so mooi gewees dat hulle hierdie boom 'n boom noem en sê, jy sort die goed uit. Want jy mag nie los nie en jy mag nie verstoot nie. En nou kom in vers 12, hy sê, maar vir die ander sê ek, en nie die Here nie, ek sê, as enige broeder 'n ongelowige vrou het, hoor nou, en sy dit goed vind om saam met hom te lewe. Onthou nou, Korinthe was 'n metropolitaanse stad wat bestaan uit 'n hele klomp mense wat nie net altyd Grieke was nie. En almal wat daar gekom het nie noodwendig die Griekse godsdiens of die Christelike godsdiens aanvaar nie. Maar hulle as vir mekaar aangetrok, en hy sê, ek sê vir die ander, as jy as man 'n ongelowige vrou het, en sy is bereid om by jou te bly, die ongelowige by die gelowige, is dit reg. Want hy praat nou net, hy gaan nou verder, en gaan jy sien hoekom ek nou klem lê op. En sy dit goed vind om saam met hom te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goed vind om saam met haar te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man. Want anders sou julle kinders onrein wees. Maar nou is hulle heilig. Die woord heilig is nie sondeloos nie, foutloos nie. Julle is as paartjie deur God eenkant is. Ek eg soveel waarde aan hierdie verbintenis, dat ek die gelowige man en die gelowige vrou sal ondersteun dat jy by hierdie ongelowige sal uitkom. Maar hy moet dit goed vind, sy moet dit goed vind om saam met jou te bly. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. Ek vertel altyd vir 'n paartjie, as ons oor die huwelik praat, dan sê ek vir hulle, dan sal hulle vir my sê, maar Dominee of oom Kobus, ek sal, want ek praat met hulle partykeer apart ook eers, dan sê ek maar nou, wat gaan jy maak met hierdie man van jou, ken hy Jesus? Of ek sê vir die man, ken sy die Here Jesus? Sy weergebore. Oom, sy kom uit 'n goeie huis uit, en hy kom uit 'n goeie huis uit, maar ek
ek dink nie sy loop 'n pad saam met die kerk so wat ons loop nie. Dan sê ek nee, maar onthou nou hierdie, maar ek wil vir jou 'n praktiese voorbeeld gee en ek wil dit nou nie toets nie want nou pluk jy my van die tafel af. Ek vra die vraag, as ek bo op die tafel sou staan en ek vir jou sal sê, maar ek sal jou op die tafel optrek of jy sal my van die tafel aftrek, wie dink jy wie gaan wen? Maak nie saak hoe sterk ek is nie. En as dit nou 'n klein seentjie of 'n klein dogtertjie is, ek behoorlik dalk dit reg te kry, maar normaalweg gaan hy ou op die grond staan my aftrek. Want hy werk saam met swaartekrag. En net so is dit belangrik dat ek moet verstaan dat as ek 'n kind van die Here is en ek wil met 'n goddelose vrou trou, moet ek verstaan dat ek die geneigtheid het of dat die orde sê dat so Samson vir Delilah sal ingee en toelaat dat sy my van die tafel aftrek. En dit is belangrik om hierdie goed in gedagte te hou en daaroor te praat en te verstaan voordat ons keuses en besluite neem. In Romeine 7 lees ek, hy sê, want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is hy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan as sy 'n ander sin word terwyl haar man lewe, is sy 'n egbreekster as die man nie gesterwe het nie. En as die man gesterwe het, is hy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So dis belangrik dat ons, wanneer ons na hierdie goed kyk, dat ons sal verstaan dat God sê dat dis nie my pad en my plan nie. In Matteus 19 vers 7, vra die Fariseërs vir Jesus, waarom het Moses dan bevel gegee om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Nou kyk nou mooi wat hier staan. Want nou gaan jy sien dat dit lyk asof die man die verantwoordelike een is of die een wat die enigste reg het om te kan skei. En hy antwoord omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei. So dit lyk asof die skeibrief, en as ons nou die Ou Testament lees, gaan jy sien uit en ons het dit gelees, dat hy sê dat die man van die vrou skei. En dat daar nooit iets is van dat dieselfde verantwoordelikheid ander kant om lê. Maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle elkeen, en ek sit hakies daar, die man as ek die afleiding maak, wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery en 'n ander een trou pleeg egbreek. En die man wat dan met die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Nou wat is hoerery? Hoerery is volharde egbreek. As ons nou 'n eenvoudige antwoord daarvoor gee. So die enigste rede wat Moses sê, omdat daar nie versoening kan kom nie, as gevolg van die hardheid van hulle harte, sê hy, jy kan net skei van jou vrou as sy aanhou om eg te breek. En as sy aanhou om eg te breek en jy kan nie met haar versoen nie, dan gee ek jou die skeibrief dat jy haar kan los, maar die plan is, jy moet haar nie verstoot nie, jy moet haar terugbring, want die band is belangrik. Deuteronomium 24 vers 1 tot 3 sê, as 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, hoor nou, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en haar 'n skeibrief skrywe, en in haar hand gee, en haar uit sy huis wegstuur, en sy uit sy huis uittrek en weggaan en 'n ander man se sin word, en die laaste man haar haat en haar 'n skeibrief gee, en in haar hand gee en haar uit sy huis uit wegstuur, of as die laaste man sterwe, wat haar van hom as vrou geneem het, dan mag die eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem nie, dat sy sy vrou word nie, nadat sy onrein geword het, want dit is 'n gruwel voor die aangesig van die Here. So kom ek sê, dit is belangrik dat ons na die Ou Testament kyk en die Nuwe Testament kyk en wat Paulus sê kyk, maar daar's 'n baie duidelike draad wat loop. Dat die Here sê hierdie manier van los en vas is nie die pad nie.
Levitikus 18 vers 20 sê, jy mag geen vleeslike gemeenskap met jou naaste se vrou hê om jou met haar te verontreinig nie. Baie duidelik binne hierdie Levitiese ordes dat daar egtheid en loyaliteit en reinheid en heiligheid in die huwelik sal wees. En dis my afleiding dat die gevaar dan van saambly. Omdat God hierdie saambly verbintenis nog nooit as 'n band sien. En jy, wanneer jy dan in die band van God wil tree, jy amper dit nie meer kan doen nie, want jy het jou verbind aan 'n ander band, en ek sê dit met versigtigheid, aan 'n ander God. Want God het nie bepaal dat ons, voordat ons getroud is, saam moet bly. Want hierdie saam wees is vir God van kardinale belang. 2 Korintiërs 6 vers 14, ek gaan klaarmaak, praat hy oor ongelyke juke. Hy sê moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het geregtigheid met ongeregtigheid? En watter gemeenskap het lig met duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bilaliel? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Dis belangrik dat hy ook vir die mense sê wanneer hy praat oor hierdie verbintenisse, dat jy moet seker maak dat jy moet jouself nie verbind in 'n juk wat onevenredig is nie. 'n juk wat die kant toe wil trek en 'n juk wat die kant toe wil trek. Want dis nie die pad en dis nie wat ek in gedagte het toe ek gesê het ek sal vir jou 'n vrou maak en ek sê jou verbind aan 'n man wat by jou pas nie. En daarom moet jy seker maak, en ek dink dis een van die goed wat baie min gesê word, dat om vir jong paartjies te sê, jy moet seker maak dat jou man of jou aanstaande man of jou aanstaande vrou deur Jesus ken. En nie dink dat ons sal maar eendag hom by die Here uitkry nie. Dit mag gebeur, maar die kans dat jy jou gaan wegvat van die Here af is ook net so goed. Ek wil 2 verse lees en dan wil ek afsluit. Levitikus 20 vers 10 sê, en as iemand oorspel pleeg en 'n man sy vrou oorspel sien doen met sy naaste, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. En dis hoekom ek sê, ons moet nou mooi kyk na wat in die Ou Testament staan en wat in die Nuwe Testament gebeur. Dat dis nie die pad. In die Nuwe Testament het God nêrens onder die genade dispensasie die gedagte dat as jy gevang is by oorspel, dat jy moet sterf. Maar in die Ou Testament was dit die tyd toe hulle in hierdie gewandel het, deur hierdie vreemde lande, het God dit so beklemtoon, dat daar nie onheiligheid of ongoddeloosheid in die laar inkom nie. Omdat God besig was om sy volk te skep. So dis belangrik om die goed ook te lees. Ek wil dit vir jou lees, dat jy kan sien dat ons moet appels met appels vergelyk. 22 vers 22 van Deuteronomium. As 'n man betrap word terwyl hy met 'n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle albei sterwe. Die man wat met die vrou gemeenskap gehad het en die vrou. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei. Dis vir God belangrik dat ons huwelike sal eer. Dis vir God belangrik dat ons kinders sal leer. Dat dit nie die opsie is nie. Voordat ek hier begin werk het by die eiland, het ek 'n paartjie gehad wat daarby wil getrou het. En toe ons praat daaroor, toe sê die meisie vir my, maar ag oom, as dit nie uitwerk nie, dan los ek hom. En ons het toe net vir hulle gesê, maar weet jy wat, dan gaan ons julle nie trou. Want ek wil nie jou trou met hierdie agterdeur wat jy oop hou.
Ek trou nie hierdie man omdat dit my goed gaan nie. Ek trou met hierdie man of met hierdie vrou omdat ek binne God se plan vir 'n verbintenis sal wees. En as ek dan nie meer kan my drange beheer nie, dan moet ek trou. Maar dan moet ek weet vir wat ek trou. Ek trou nie omdat ek vleeslike drange het nie. Ek trou omdat dit 'n verbintenis is wat God eer. En God sê as jy dit breek, haat ek dit. En daarom kortliks die volgende wat ek met u gedeel het. Ek hoop dat hierdie woord ook jou sal rigting gee, leiding gee, antwoorde gee, maar jou nie veroordeel nie. Maar dat jy sal gaan na die Here toe, die Here sal sê, Here, dit wat in die verlede is wat foute was, kom maak ek reg. En ek kom verbind my opnuut weer om dit wat u geskep het voluit te doen. En die Here sê ek is getrou en ek is genadig om jou te vergewe en jou van alles te reinig. Kom ons buig ons harte en dan gaan ons saam bid. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons voor u kan buig en ook hierdie gesprek kan hê. En Here, wanneer ons na die huwelik kyk en sien hoe God man en vrou bymekaar gebring het, dan is ons dankbaar dat u nog vir ons genade gee om aan ons vrouens en aan ons mans verbind te wees. Want die natuurlike orde van die wêreld het 'n ander stel reëls. Maar dankie dat ons opnuut weer as mans ons verantwoordelikheid kan vat soos Josua en te sê ons staan vanmôre in die bres en ek in my huis sal die Here dien. En ek my vrou sal intrek en ondersteun en haar beskerm en haar leiding gee, sodat ons u saam kan dien en saam ons kinders kan grootmaak met dieselfde waardes wat hulle nie nodig het om na te kom as hulle hulle eie gesinne skep. Maar dit vir hulle die oplossing en die uitkoms is, omdat dit in hulle eie huise gewerk het. Kom bid vir huwelike. Kom bid vir paartjies wat op die rand staan om te trou, Here, dat u werklik vir hulle hierdie kosteberekening sal bring. En dat ons opnuut weer vandag sal seker maak dat ons kies om die prys te betaal en by daardie hoë prys te hou. Goed of sleg, tot die dood ons skei. Amen.